Hallo, Goeiemôre Vernet, dis Karen Lootsie van Radio Fynbos. Hoe gaan dit daar by jou? môre Karen, baie goed, dankie. En by julle? Ja, ook baie goed man. Ag, is sommer lekker om met jou vanoggend te gesels en ons moet seker net vir ons luisteraars daarom nou so inleiding gee. Ek gesels vanoggend met Vernet Wessels en sy is van die band die Coffee Snops. Nou, julle het sopas 'n nuwe enkelsnit pas haar mooi op wat julle vrygestel het en ek wil sommer met jou net oor dit gesels. Dis vir my So 'n voorreg om saam met julle te kuier. ja, Vernet, so pas haar mooi op, is 'n baie mooi titel eerstens en dit handel, jy weet, oor jou dogtertjie en dit het dit geïnspireer. So wil jy vir ons luisteraars, jy weet, so blik agter die skerms gee van hoe jy begin het, jy weet, hoe hierdie lied, jy weet, tot stand gekom het. Ja, so ek en my man Marius wat saam met my in die band is, ons is geseënd met twee pragtige kindertjies. Ons seentjie Matthias is nou 10, hy verjaar vandag, soos ek nou hier met jou praat. Lekker. En my dogtertjie Roa is nou 5 jaartjies oud. En sy het eendag toe sit sy so op die mat en speel met haar ou goedjies en ek kyk so vir haar en ek besef net hoe vinnig sy groot word. En as ek my oë gaan uitvee, gaan sy 'n jong meisie wees, 'n jong dame en ek gaan haar moet toevertrou aan 'n jong man om mooi na haar te kyk. En ja, daai gedagte was eintlik maar net oorweldigend om te besef jy gaan eendag afstand moet doen en hierdie mensie aan iemand anders toevertrou. En 'n mens kan net bid en glo dat die Here vir haar 'n goeie man gaan gee wat mooi na haar gaan kyk en haar met liefde en deernis en respek gaan hanteer en natuurlik sy dieselfde vir hom ook. En dit is maar wat die liedjie geïnspireer het. Ja, en dit is so mooi en ek het met jou gesels ook oor haar naam, Roa. Dis so 'n besonderse Ja. naam. Dit het ook 'n mooi betekenis, as ek reg. Ja, dit beteken die lewensasem wat God in ons inblaas. Oh, wow. Dis ongelooflik. Maar Vernet, julle is ook meer as net jy en jou man in die band. Julle is 4 lede as ek mis dit. En as ek dit reg het julle so 5 dogtertjies tussen julle. So hoe het dit ook bygedra tot die skryfproses? Ja, so ons ek en Marius het nou vir Matthias en vir Roa en dan ons drummer Gavin, hulle het 2 dogtertjies en dan Charlie wat ook sing en gitaar speel, hulle het ook 2 dogtertjies. So die liedjie is ek dink vir ons almal baie spesiaal. Ek onthou toe ek die eerste aand vir hulle gespeel het, toe jy weet mens luister so vinnig en hulle is toe huis toe en Charlie sê vir my die volgende dag, ja, toe hy en sy vrou nou gisterand sit en gesels en hulle luister weer na hierdie liedjie toe, besef hy eintlik eers waaroor dit regtig gaan en dis asof die woorde toe eers insink en hy besef sy 2 dogtertjies gaan groot raak. Ja. En hy sê toe hy hulle weer sien, toe sit hulle altyd met trane in hulle oë, toe hulle nou besef waaroor dit regtig gaan. Ja. So ja, ek dink dit is vir ons al 4 ietsie wat baie na aan ons harte is en dit Ja. maak dit ekstra spesiaal. En dan natuurlik ook soos jy sê, dit dra 'n emosionele boodskap en dit is tog ook wanneer 'n mens skryf, dis tog wat jy vir jou luisteraars wil hê want dit is dan nou die aard van die saak hoe dit jou luisteraars ook gaan, jy weet hoe hulle dit ook gaan ervaar. So wat sou jy graag wou hê hulle daaruit moet neem? Ja, ek dink jy weet enige ouer het maar net hierdie ongelooflike natuurlike instink om jou kinders te wil beskerm. Ek dink 'n ma sal voor 'n leeu inspring of jy sal voor 'n weermag inspring om jou kinders veilig te hou. En ek dink wat ons graag wil oordra of wat vir my baie belangrik is laat ons moet bid vir ons kinders. Ek dink ons vergeet baie keer spesifiek te bid ook vir hulle lewensmaats eendag, dat die Here regtig vir hulle iemand sal gee wat mooi na hulle gaan kyk en wat hierdie lewenspad saam met hulle gaan stap, want ek meen ons almal weet dit is nie 'n maklike pad nie. En dit word so geromantiseer, jy weet hierdie flieks en so aan, dis net maanskyn en rose en te lekker. En ons almal weet die realiteit is heel anderste en hoe belangrik dit is dat ons moet bid vir ons kinders en bid vir hulle lewensmaats eendag. Absoluut. Nou al. So in hierdie proses dan nou die 4 van julle, hoe het julle aan hierdie idee gewerk en dit uiteindelik dan nou voltooi as 'n opname? Help ons 'n bietjie deur daai proses. Dit is altyd lekker om te weet so half agter die skerms, jy weet hoe die ding gebeur het wanneer mense dan na goed luister jy ook anders, jy weet. So
Ja, so ek het die liedjie geskryf en ek het dit dan nou maar vir die band gespeel op my manier en hulle elkeen bring hulle eie idees. Marius met die basgitaar en Gavin met die dromme en Charlie met ekstra gitaar en tweede stem en so aan. So ek bring die geraamte en hulle kom en dan sit hulle die vleis aan. En dan het ons dan natuurlik dit gaan opneem in die Kaap by Franco, by Upper Room Studios en hy het natuurlik ook baie bygedra in terme van die verwerking en hoe die eindproduk dan nou eintlik klink. So ja, dit is maar 'n groot spanpoging. Ja. En elke ou bring sy eie idees en kreatiwiteit. Nou, sommer net weer nog op daai punt, hoe het julle besluit jy weet om julle band te maak, bymekaar te bring? Is dit 'n liefde vir musiek wat julle almal gehad het? Is julle ou kennisse? Hoe het julle band begin? Kyk, ek en Marius het eintlik ons het nou maar oorspronklik begin met die band en dit was eintlik maar net ek en hy wat vir 'n hele paar jaar saam opgetree het. En toe seker so bietjie meer as 'n jaar terug het ons vir Gavin leer ken maar deur ons kerk se band en hy sê toe ja, maar hy het nou 'n goeie pel wat ook lekker sing en so het hy toe nou vir Charlie aan ons voorgestel en ons het so 1 of 2 shows saam gedoen, eintlik maar meer vir die lekker daarvan. En toe sien ons maar eers ons gel eintlik baie lekker saam en ons werk goed saam en die kreatiwiteit vloei en ons kyk na die lewe, jy weet, uit dieselfde oë. So toe raak ons eintlik groot vriende en ons besluit toe maar nee, ons wil graag hierdie ding saam met hulle verder vat. En ja, dit gee dit so 'n bietjie weer 'n nuwe wending en nuwe inspirasie en so aan wat baie lekker is. So 'n bietjie van 'n ander flair, nê? Dit is is lekker. So nou nog 'n ding, ek het nou vanoggend toe neem ek vir jou foto, ek het dit op my Instagram gesit met my 2 katte wat by my lê en 'n koppie in my hand, maar dis eintlik 'n teekoppie met koffie in. En toe dink ek ja, dit moet ek jou nou eintlik in tag want julle is eintlik julle naam is die Koffiesnops, maar julle is uit die aard van die saak regtig lief vir koffie, want julle het ook julle eie koffie blend as ek dit mis het. Wil jy 'n bietjie met my daaroor gesels? Ja, so ons het so rukkie terug saam met een van die plaaslike koffie roasters hierso in Mosselbaai waar ons woon, gewerk om ons eie blend eintlik nou maar saam te stel en ons het ons almal se gunsteling koffie smake gekombineer om een te kry wat vir ons al 4 baie lekker is en dit staan bekend as Original Brew en ons verkoop dit op ons webwerf en natuurlik by ons optree en ja, dis vir ons 'n baie lekker koffie en hy's val lekker op die tong. Ek dink 'n breë gehoor gaan hom geniet. Ja. Yes, so nee, ons is baie lief vir ons koffie. Ons geniet 'n goeie koffietjie en ja, ek het oor die jare wat ekskuus vir net sê weer? Nee, ek sê ons wil dit maar graag net deel deur hierdie blend wat ons nou ook bemark. Verseker. Ek het oor die jare agtergekom koffie is 'n baie dis 'n baie persoonlike ding. En ek het net agtergekom ek hou van hom as hy, soos jy sê, lekker op die tong val. Hy's nie te donker gerooster nie. Jy weet, hy't net so lekker en so 'n voel goed oomblik wat jy beleef as jy jou koffie geniet. So ek dink dit klink vir my baie lekker. So dan nou Vernet, dit was baie lekker om met jou te gesels. As daar so een laaste dingetjie is wat jy vir ons luisteraars kan sê oor die album, waar kan hulle gaan kyk en gaan soek vir hom? Dan sal dit goed wees. Ja. So ons het natuurlik baie musiek al uitgebring en dit is alles beskikbaar op al die digitale platforms soos Spotify en YouTube en Deezer en al daai plekke. So enige plek waar jy jou musiek stroom, Apple Music, sal jy ons musiek kry en dan spesifiek ook nou pas haar mooi op. En ja, mense is welkom om ons te gaan volg op Facebook en op Instagram waar ons maar die meeste aktief is en waar ons al ons optredes deel en alles waarmee ons besig is, so hulle kan ons gerus daar gaan volg en kyk wat ons doen en ook bietjie kom luister as ons optree in hulle omgewing. Dit sal so lekker wees. Ja. Nou hierdie lied klink vir my nou tipies na daai lied wat gespeel word wanneer die pa daai openingsdans met sy dogter dans. Dit klink vir my
Hierdie lied voel vir my asof hy definitief in daai kategorie goed gaan pas. So Ja. dit wag vir my. My dogter is nou al ouer, so ons begin nou sekerlik in die toekoms kyk na daai tipe dinge. Ek sal hierdie so in my agtersak hou en altyd onthou vir pas haar mooi op. Nou toe. Verskriklik. Baie sterkte dan. Ja. Dankie vir net dat jy saam met ons gekuier het op Radio Fynbos. 'n Mooi dag vir jou en ons gesels weer. Dankie, 'n lekker dag daar. Bye. Totsiens, tata.